Tempelbelasting. Ons lees Matteus 17 vers 22 tot 27. Die 12 manne is alleen saam met die meester in Galilea en sy gesprek met hulle is ernstig. Simon voel sommer aan dat sy meester vanoggend weer 'n swaar ding op die hart het. Hy het nie verniet die hele nag weer in gebed deurgebring nie. Dan sê Jesus die ding wat hom yskoud laat word. Die seun van die mens gaan oorgelewer word in die hande van mense en hulle gaan hom doodmaak. Simon vlieg op. Meester, ek, Simon, sal dit nooit ooit toelaat nie. Jesus kyk hom hartseer aan. Petrus, sê Jesus saggies. En Simon wens dat hy die aarde hom wil insluk. Hy raak rooi in die gesig, want skielik onthou hy hoe dat Jesus hom net die ander dag aangespreek het as Satan, toe hy dieselfde ding kwyt geraak het. Hy wil sy tong afbyt. Maar skielik tref iets anders hom. Hoe het Jesus hom sopas aangespreek? Petrus. 'n Paar dae gelede, toe hy daardie belydenis gedoen het, dat Jesus die gesalfde is, die seun van God, het Jesus vir hom gesê, dat hy van nou af bekend sou staan as Petrus, die rots. Op hierdie rots sal ek my kerk bou, het die meester nog gesê. En nou, na hierdie verskriklike blaps van hom, noem die meester hom nog steeds Petrus? Hy kan dit nie verstaan, dat die meester hom so keer op keer vergewe nie, en dan nog mooi dinge vir hom sê nie. Wat het ek gedoen om dit te verdien, wonder hy? En dan, asof niks gebeur het nie, gaan die meester voort. Op die 3de dag sal die seun van die mens weer opstaan uit die dood. Dis nou al die 2de keer dat Jesus hierdie dinge vir hulle sê, en dit maak hulle bitter bedroef. Boonop verstaan hulle dit glad nie. In stilte vertrek hulle na Kapernaum. Met hulle aankoms by die sinagoge tref hulle die amptenare besig om tempelbelasting in te samel. Petrus voel ongemaklik oor die situasie. Want hierdie is maar 'n redelike omstrede kwessie, en dit lyk asof Jesus hom glad nie steur aan die amptenare nie. Hy kyk bloot ander pad. Meester, wat moet ons doen, wil Petrus hom vra, maar dan bedwing hy homself as een van die manne reguit na hom aangestap kom. Die man beduie in Jesus se rigting. Wat van hom, vra die man. Betaal julle rabbi dan nie tempelbelasting nie? Petrus sluk swaar. Nou sal hy vinnig moet dink. Ja, natuurlik, sê hy met 'n geforseerde glimlag. Tevrede draai die man om en loop in 'n ander rigting. Maar Petrus is nie gelukkig nie. Meester, begin hy toe hulle die sinagoge binne stap. Maar Jesus is hom een voor. Simon, hoe dink jy? Wie is dit wat belasting moet betaal aan 'n koning? Is dit sy seuns of sy onderdane? Nou is Petrus skoon uit die veld geslaan, maar die antwoord is natuurlik voor die hand liggend. Natuurlik die ander mense. Nou ja, dan beteken dit mos dat die seuns vrygestel is van belasting, nie waar nie? Nou gaan skielik vir Petrus 'n liggie op. Natuurlik, meester, nou verstaan ek. Maar ons moenie hierdie mense deurmekaar maak nie, Petrus. Ek dink ons moet maar vir hulle belasting betaal en hulle tevrede hou. Ek wil hê dat jy gou vir ons 'n vis moet gaan vang. Nou verstaan Petrus glad nie. Wat het 'n vis nou te doen met belasting? Petrus, gaan gooi jou hoek in die see. Die eerste vis wat jy uittrek, sal 'n muntstuk in sy bek hê.
bring dit na die sinagoge toe, en dan betaal ons twee se belasting daarmee. Petrus is weg op 'n drafstappie om die opdrag te gaan uitvoer. Vissers van mense, sing hy terwyl hy die hoek reg kry om sy belastingvis te gaan vang. Die vraag vanoggend is, wat dan nou van my 10de? Beteken dit ook dat ek nie meer hoef te gee nie? Inderdaad, die 10de, of dalk kan 'n mens dit tempelbelasting noem, word nou 'n dankoffer, want ek gee dit vrywillig uit dankbaarheid, sodat die koninkryk van God uitgebrei kan word, maar ook omdat daar 'n nuwe liefde in my hart groei, nie alleen teenoor God nie, maar ook teenoor my medemens. Waarom? Dankbaarheid. Maar verder, wanneer ek liefde uitleef, verkondig ek so sonder woorde die evangelie. Wanneer ek die wet as 'n plig nakom, is dit nutteloos. Dit moet diep uit die hart kom. Eers dan maak dit werklik sin. Kom ons bid. Here, ek het U innig lief en daarom probeer ek om te doen wat U wil hê ek moet doen. Amen.